Die G7 hou 'n noodvergadering in Frankryk oor noodoliereserwes en 3000 wit kruise vir Washington. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie welkom. Met oliepryse wat vandag meer as 25% die hoogte ingeskiet het vanweë die konflik tussen die VSA, Israel en Iran, het die ministers van finansies van die G7 lande 'n noodvergadering in Frankryk gehou. Die moontlikheid om noodoliereserwes vry te stel was die hoogtepunt op die agenda. Die internasionale energieagentskap wat energiesekerheid moniteer, het die gesprekke bygewoon. 3 G7 lande, insluitend die VSA, het tot dusver aangedui dat hulle die idee steun. Die olieprys het tot sy hoogste sedert 2022 gestyg na mate olieproduserende lande voorraad inkort en vrese van uitgerekte ontwrigting in die verskeping van olie die mark in 'n wurg greep het. Die Hooggeregshof regter Daniel Tulare sê hy het nog geen kennisgewing ontvang om die staatshuis waarin hy in Kaapstad woon te ontruim nie. Die Departement van Openbare Werke het bevestig dat so 'n kennisgewing aan die regter uitgereik is. Tulare het jare lank in die 4-slaapkamerhuis gewoon teen 'n gesubsidieerde huur van R900 per maand. Die huis was oorspronklik aan hom verskaf tydens sy termyn as hooflandros van Kaapstad, maar sy huurkontrak het in Oktober 2018 verval en is nooit hernie nie. Die DA het intussen die kennisgewing verwelkom. Tulare sê egter hy het deur die media van die kennisgewing te hore gekom en weet nie wie dit uitgereik het nie. Solidariteit se onderwysersnetwerk sê hy is bekommerd oor die finansiële druk by Laerskool Pierneef in die Pretoria se Moot, wat 'n skarebefondsingsveldtog moes begin om onderwysers te betaal. Die skool is as 'n kwintiel 5 skool geklassifiseer, wat beteken dit ontvang minder staatssubsidie omdat dit as 'n meer gegoede skool beskou word. Tog het meer as 200 van die skool se 500 leerlinge se ouers reeds aansoek gedoen vir vrystelling van skoolfonds, terwyl ander nie kan betaal nie. Volgens Johan Botha van Solidariteit weerspieël baie skole se kwintielklassifikasie nie meer die werklike sosio-ekonomiese omstandighede van hul gemeenskappe nie. Die Solidariteit Onderwysernetwerk is bekommerd oor hoe die kwintielklassifikasie in praktyk deur die Departement van Onderwys op skole toegepas word. In baie gevalle is die departement se data so verouderd dat jy nou sit met skole wat as sogenaamde gegoede kwintiel 5 skole geag word. Hulle subsidie word gesny terwyl hulle sit met 'n groot komponent ouers wat nie skoolfonds kan betaal nie. Daarom versoek ons die departement om hierdie kwintielklassifikasie meer gereeld te hersien met akkurate data, sodat die befondsing die behoeftes sal volg en dat ons skole en onderwysers kan toerus met die nodige hulpbronne om ons kinders die onderrig te gee wat hulle verdien. Die Ideesentrum en voorspraakgroep Lex Libertas gaan 'n openbare waak in Washington DC aanbied waar 3000 wit kruise opgerig gaan word om lig op plaasmoorde en staatsverval in Suid-Afrika te werp. Die kruise sal op die National Mall, die grasperk tussen die Withuis en die Capitol Hill geboue geplant word. Volgens die uitvoerende direkteur van Lex Libertas, Dr. Ernst Roots, is die doel om Amerikaanse beleidsmakers oor die krisis in te lig wat dikwels deur die media ontken word. Die veldtog behels ook 'n petisie wat 'n beroep op die Verenigde State doen om 'n spesiale gesant aan te stel wat hom of haar sal toewy aan betrokkenheid by die Afrikaner gemeenskap en ander kulturele minderhede in Suid-Afrika. Sodra 100 000 mense die petisie gesteun het, sal dit formeel aan president Donald Trump oorhandig word. En die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, DIRCO, het Suid-Afrikaners gemaan om onmiddellik die Midde-Ooste te verlaat na die toenemende konflik tussen die VSA, Israel en Iran. Die lugruim in die golfgebied is vroeër gesluit om burgerlike vliegtye teen moontlike aanvalle te beskerm. Beperkte vlugte van lugdienste soos Emirates en die Suid-Afrikaanse lugdiens het egter hervat en honderde Suid-Afrikaners begin terugkeer huis toe. Die departement moedig mense aan om die beskikbare vlugte onmiddellik te gebruik. Meer as 6400 Suid-Afrikaners het reeds hul teenwoordigheid by DIRCO geregistreer. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Totsiens.